Hallo, goeiemôre. Dis nou in Pinkstertyd. Donderdag was Hemelvaart. En daarom, ons is besig om te kyk hoe dat God ons verras vanuit Handelinge. Ons Pinksterreeks gaan oor die mosaïek van God se liefde, die veelkleurigheid, veelkantigheid, vele forme van God se liefde. En jy sal sien dat hierdie verrassings waarmee ons besig is, God se verrassings in ons lewe, sluit geweldig baie naby aan hierdie tema. En dit is vir my persoonlik baie boeiend en ek hoop dat jy ook regtig ietsie van God se liefde, die veelkleurigheid van sy liefde sal beleef. So kom ons begin, kom ons maak ons oë toe. Vanoggend sê ons weer, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Oorwinning is vir ons verkry oor sonde, mag en heerskappy. Amen. Genade en vrede vir jou van God die Vader, Jesus Christus die Here, kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil jou nooi en sê, nou kom ons maak ons Bybels oop by Handelinge hoofstuk 16, en ons lees vanaf vers 9. Dit is 'n interessante gedeelte, en hierdie gaan oor die regte tyd en die regte deure en die regte mislukkings. Kom ons begin saam lees by vers 9. Daar het Paulus in die nag in 'n gesig 'n Macedoniese man gesien, wat by hom kom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging gekom het, dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag in Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in die deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met perswolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons genooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Here, dankie vir u woord, u kosbare woord. Help ons dat wanneer ons nadink oor wat in hierdie teks staan, dat ons die fluistering van die Gees in ons lewe sal hoor en regtig daarin sal aandag gee. Amen. Ek hou van grappies en ek hou van tekenprentjies. Een van die interessantste prentjies is Calvin dan. Die snaakse klein karaktertjie, en ek kan nooit voorspel wat in die ouetjie se kop gebeur nie. So kom hy een oggend by sy ma aan. Sy sit nou in die stoepkamer in die winter, die sonnetjie op haar skyn. Sy het 'n beker koffie in die hand, sy is besig om wakker te word. Die koffie help haar nou en die sonnetjie ook. Hier kom daai mannetjie ingestap, maar nou het hy 'n motorfiets helmet op sy kop. En hy het so 'n toga lap ding aan soos 'n Batman, hier wat hier agter hom afhang. En in hierdie hand het hy 'n flits en in hierdie hand het hy 'n baseballkof. Hier kom hy ingestap. En sy ma kyk ons en sy sê, o, nou wat gebeur vandag? En hy staan so, hy sê, nog niks nie, maar as er iets gebeur is ek reg daarvoor. Ons moet altyd gereed wees. Wees altyd reg daarvoor. Paulus sê dit vir Timoteus, jy moet altyd gereed wees om vir iemand die woord, die evangelie te kan verduidelik, vertel of verdedig. As jy kyk na Johannes die Doper, was hy altyd gereed. Hy daar in die woestyn by die rivier gepreek. Hy was altyd gereed. Ek dink nou sommer aan Filippus
wat vir Petrus gesê het, sien jy daar, en dan wys hy na Jesus toe. Daar is die Messias en dan Petrus wat sê, kan daar iets goeds uit Nasaret kom? So ewe snaakserig. Dink aan die besetene van Gadara. Man alleen, Jesus laat hom agter, en waar die stad Jesus weggejaag het, het hierdie man alleen 10 stede so beïnvloed, waar die stad Jesus weggejaag het, toe hy weer daar verbykom, toe sê die mense, kom, ons wag vir jou, toe nooi hulle hom in. Altyd gereed om die evangelie te verkondig. Daar is 'n saak uit te maak vir die regte tyd. So ek wil vir jou eintlik baie mooi nooi vandag en sê, moenie moedeloos word nie, deure gaan vir jou toegaan. Maar dis nie die einde nie. Kyk, ons is mense, ons soek dadelik resultate. Ek maak 'n blikkie oop en ek eet wat daar binne is. Ek maak 'n bottel oop en ek drink wat daar binne is. Ons is, in alles is ons kits. So ons soek dadelik resultate. Ek wil met 'n groep jong mense gesels en dan wil ek 3-4 bekerings sê, sommer net dadelik nou, anders dit, nee, dit was nie suksesvol nie. Wees baie rustiger. Want God werk altyd met die regte tyd, om jou 'n idee daaroor te gee. God, in Grieks is daar 2 naamwoorde vir tyd. Dat is chronos, wat jy nou ken, chronologies, né? 1, 2, 3, 4, dit werk soos 'n kalender, vir almanak, maar dan is daar ook kairos, wat dan God se tyd is. God werk met God se tyd, op die regte tyd gebeur dinge. Dit laat my so dink in hierdie Chinese bamboesboom. Hulle berei die grond voor, en gooi hulle die saad aan, en dan maak hulle hom nat. Dan maak hulle hom nat, dan maak hulle hom nat. Volgende jaar, is daar niks nie. Dan maak hulle hom nat, dan maak hulle hom nat. Die 2de jaar, 3de jaar, niks nie. 4de jaar, niks nie. Die 5de jaar, letterlik in 'n tydperk van 6 weke, groei daai Chinese bamboes 30 meter hoog. Dan sê jy, maar dit vat net 6 weke. Nee, dit vat 5 jaar. Want dit gaan oor wortels skiet en al die goed wat daarmee saamgaan. So ons moet altyd God se tyd in gedagte hou. Maar dan is dit ook vir my belangrik om te sê wat Paulus gesê het, een persoon plant, 'n ander maak nat en 'n ander oes, maar dit is God wat laat groei. Dit is God se oes, dit is God se tyd. So die evangelie wat jy verkondig, gaan nooit ooit nie iets meer gebeur nie. God sorg dat die evangelie altyd voortplant. Hier lees ons nou dat Paulus voorgekeer is, Paulus en almal wat saam met hom is, maar dit het my nou nogal laat dink aan hoe ou vakansie, jy weet, jy kry mos nou ouens wat op verskillende maniere vakansie hou. Een ou jaag sy familie aan, kom, nou, jaag, pak die tasse in, kar vol, en jaag hy 140 al die pad tot binne in Durban, en jaag hy hardloop met die tasse tot in die woonstel of in die huis, of waar hulle ook al bly, en dan gaan sit hy so agter en sê, nou begin my vakansie. En nou sê, man, my verlof begin vandag, hier is my vakansie. Die inpak, die afry, die hier stop, daar stop, kuier ry, dis alles deel van my vakansie. Ons is baie projekgerig. En daarom dink ons nie, as ons nou hierdie projek doen, dan doen ons hierdie evangelisasie kursus, dan gaan vertel ons vir die, dan moet daar nou resultate wees, maar daar is ons klaar. Nee, dit is nie hoe die evangelie werk nie. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan, bemoedig op allerhande maniere, in alle tye. Ek wil jou sommer net die idee gee, dat jy net verstaan, dat God se tyd is nie ons tyd nie. China het hier in 1950 rond het hy toegemaak vir Christelike kerke van buite af. So wat ons nou altyd sê, China het gesluit. Toe was daar getel 750.000 Christene in die hele China. Tans is daar meer as 70 miljoen uitgesproke Christen in die tyd wat China toe is. So, dis God se tyd. God werk met sy tyd. Dit laat my so dink aan die pa wat oor die kleinhetjie vir sy verlore seun wag. En hy wag tot sy kind huis toe kom. Dan sê hy, kom in my kind. Ek is so bly jy's hier. Op die regte tyd, op die tyd wat God bepaal het.
begin die wind van God, die Ruach Jahweh, die gees van God waai, begin die vuur van God in ons lewe brand, en die Heilige Gees kom gee vir ons 'n lewe, 'n asem, en die geloof en die wedergeboorte en al dit gebeur in ons lewe. God se tyd, nie my en jou tyd. Jy moet nooit ooit moedeloos word nie. Onthou altyd regte tyd, maar onthou ook regte plek. Daar's iets te sê oor 'n goddelike afspraak. As ek net dink aan Lydia, dan staan ek verstom. Jy weet, Lydia is voorberei deur God vir hierdie oorgawe. Lydia kom van Thyatira af, is 'n ander plek. Eerens het sy die Joodse geloof aangeneem. Amper soos Rut, né? Sy het die Joodse geloof aangeneem en 'n Jood geword. So in die Joodse tradisie het sy gehoor van die Messias wat eendag moet kom en van God en hier sit sy nou in Filippi. En dan kom daar mense by haar om oor die evangelie van die drie-enige God te praat. Maar as jy gaan kyk, dis Lydia se voorbereiding en hoe God haar gevat het tot daar. Maar kyk net na Paulus. Hulle begin in Jerusalem en dan sê Paulus, ons gaan 'n sendingreis beplan. Ons gaan hiernatoe en dan beplan hy sy reis. En ook volgens die winde en die storms en die strome en al die goeders, so gaan ons die sendingreis doen. En dan begin hulle sendingreis en dan ewe skielik, dan stop God hulle. Ewe skielik is daar nie meer 'n skip om op te klim nie en al die deure gaan net toe. En dan die droom van 'n Macedoniese man. Macedonië, vir interessantheid, is Europa. Iemand uit Europa wat sê, asseblief kom Europa toe, kom vertel vir ons. En dan as hulle in Filippi kom, dan sê hulle, ons weet nie nou verder nie, maar dan wag ons hier tot die Here vir ons volgende tree gee. So het God Paulus hulle bestuur. Hy het vir Lydia bestuur tot in Filippi. Hy het vir Paulus bestuur tot in Filippi. En dan as Paulus daar is, dan gaan sit hy nie op sy lazy boy in sy hotelkamer en klop sy vingers op die tafel sê God moet nou vir my 'n WhatsApp stuur, want toe moet ek volgende gaan nie. Dit was 'n baie aktiewe wag. Toe dit Sabbat word, toe sê hy, ek sien nie baie Jode hier nie, ek het nie 'n sinagoge in die stad gesien nie. Weet jy, as die min Jode is, dan gaan hulle teen die rivier wees, onder die bome gaan hulle kerk hou. Kom ons gaan kyk, en dan gaan hy so toe. 'n Aktiewe wag. Maak 'n goddelike afspraak teen die rivier, waar daar nie eens 'n tempel is, of 'n sinagoge is nie. Daar's die vroue. En dan begin hy die evangelie vir hulle vertel. God het mense bymekaar gebring, van wyd en suid, tot teen 'n rivier, buite 'n stad, sodat die evangelie aan hulle verkondig kan word. En so, as ek nou van regte plek praat, wil ek vir jou sê, so het God vir Lydia gebruik, dat die evangelie in Europa versprei kan word. So het God Tabitha gebruik, ook in 'n kusstad, sodat die evangelie oor die 7 sees van die wêreld verkondig kan word. So het God die hofdienaar van Ethiopië, dat jy onthou van Stefanus, Filippus, die hofdienaar van Ethiopië, een Sondagmiddag, sodat die evangelie in Afrika verkondig kan word. God het groot planne. Jy moet nie daar sit en dink, God dink klein met jou lewe nie. God het groot planne. Regte tyd, regte plek, hier is die derde ding, regte mislukkings. Ja, jy hoor my reg. Paulus kon dit reg gevoel het, alles gly nou. Niks moet nou regloop nie. Ek wou nou so en so gevaar het en alles gly. Ek kry toe deure, niks werk nie, my tyd werk nie, my plek werk nie. En ek dink omdat hy 'n Jood was, wat in die Joodse geloof groot geword het, het Spreuke 16 vers 9 in sy kop geëcho. Die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy loop. Mens wik, maar God beskik. Die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy loop. 'n Ouma lees eenslag vir 'n dogtertjie, nou lees sy uit die Bybel uit. Maar soos ouma nou hardop lees vir die dogtertjie, sien ouma, sy word so stiller en ouma begin ongemaklik voel. Sy sê, hoe sit sy sag? Verveel ek jou? Sy sê, nee ouma, nee. Ek kan nie wag wat ouma volgende gaan lees nie, want God verras ons nie elke storie.
God verras ons in elke storie. Daar's altyd 'n verrassing. So, alles jou getuienis so vol hakke en stotter en stamel en dan stap jy weg en dink, ek het niks gedoen wat ek gedink het ek gaan doen nie. Ek het niks gesê wat ek gedink het ek sou sê nie. Moet jy onthou, jy getuig, die Heilige Gees oortuig. Jou hakkel en stotter was die regte woorde vir die ou wat geluister het. U2 sing ons hy lied. Grace make beauty out of ugly things. Grace make beauty out of ugly things. Dis hoe God werk, selfs met die regte mislukkings. So daarom word ons in hierdie gedeelte uitgedaag, ook met die regte gesindheid. En die regte gesindheid volgens hierdie gedeelte is nou nogal so 'n bietjie van 'n verrassing. Wat is die gesindheid wat ons dan moet hê? Lydia leer dit vir ons so mooi. Die regte gesindheid wat ons moet hê is gasvryheid. Ja, jy hoor my reg. Gasvryheid is so belangrik. Vir die Jode was dit belangrik. Jode het baie saamgekuier, maar dan saam met ander rein Jode. Maar Jesus het dit gebreek en het al met onrein mense saamgekuier en geëet. En dan het hy elke keer sy koninkryk, sy goeie boodskap, sy blye boodskap, die evangelie, met hulle gedeel. En dan staan daar dat Lydia sê, aangesien julle glo, dat ek glo, wil ek my gasvryheid aan julle bewys. Kom asseblief, kom kuier, kom welkom. En dit daag ons uit. Een van die belangrikste gawes van die Gees is die gawe van gasvryheid. Want om vir iemand te sê, jy's welkom in my lewe, jy's welkom oor my drempel, jy's welkom in my bubbel. Kom ons steek 'n klompie grense oor. Steek jy ook die grense na my toe oor, sodat ek ook die evangelie van God op die regte tyd, die regte plek, met die regte mislukkings, op die regte manier aan jou kan betoon. Mag die Here ons regtig help om so te leef. En nou hierdie week, as ons gaan kyk na die veelkleurigheid van God se liefde, meestal uit Handelinge, ek wil vir jou nooi en uitdaag, moenie een van die preke mis nie. Elektronies gaan daar 10 preke beskikbaar wees, en natuurlik met die instapdienste, gaan hy elke aand 'n prediker wees, wat vir ons gaan voorhou, en wat vir ons tyd vir gebed sal gee. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie ook dat u vir ons leer hoe om op te tree, en dat ons moet rustig wees oor ons optrede. So daarom vra ons, lewende Here, dat u ook in ons binneste sal lewe, en dat u lig en u lewe uit ons sal uitstraal, tot eer van u naam, tot opbou van u koninkryk. Here, ons bid vir die Pinkster wat voorlê. U het met ons as Christene hier in die suidpunt van Afrika so besonder op pad geloop, en daarom wil ons bid en vra dat die Gees vaardig sal wees in ons as kerk, en dat dit vir ons 'n tyd van vernuwing en verdieping sal wees, en dat ons die veelkleurigheid, die mosaïek van die liefde in hierdie wêreld waar ons woon, sal vertoon. Amen. Nou, as jy die Here wil dien met jou dankoffer, is jy baie welkom, jy weet hoe, maar ek wil jou eintlik bedien met die Here se seën. Dis hy wat jou seën, dis hy wat vir jou sê, ek gaan saam met jou, maar beleef hoe dat my vrede by jou teenwoordig is. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, mag die troos van God die Heilige Gees by jou wees.